Amen. Amen. Dit is opstanding Sondag, vriende. Goeiemôre. Kan ons 'n amen kry? Amen. Ek hoop jy het al opgestaan vandag op hierdie opstanding Sondag. Daar's besonderse krag in woorde. Jy sal saam met my stem. Dis ook 'n Bybelse beginsel dat die krag van lewe en dood lê in die tong. Maar daar's sommige woorde en spesifiek in die Afrikaanse taal wat ek baie keer wonder of hierdie woord nie te veel probeer verduidelik nie. Te veel probeer sê nie. En ek wil net gou vir jou, indien jy nie geweet het nie, die langste woord in die Afrikaanse taal vanoggend vir jou kom wys, 136 letters lank. Wees braaf vandag. Waar is die juffrouens? Waar is die onderwysers? Ek gaan poog en ek het hierdie ding seker al 100 keer gelees en ek sukkel nog steeds. Maar lees gou saam met my. Is jy reg vir my? Ek moet asemhaal vir hierdie. 'n tweedehandse motorverkoopsmanne vakbondstakingsvergadering, sameroeper, toespraakskrywer, persverklaring, uitreikings, mediakonferensie, aankondiging. Wat sê daai woord? Ek weet nog steeds nie. Die Here weet. Wat sê daai woord? 136 letters. En ek weet nie eens wat daai woord sê nie. Weet enige van julle? Die Here help jou as dit jou beroep is of as jy vasgevang is in daai situasie. Maar vriende, ek wil hierdie vandag met jou deel. Dat die dag toe Jesus uit die graf uitloop en vir die eerste keer mense dit moes teekom, dit wat hulle daai dag moes opsom in 'n woord, het nie 'n eksotiese verklaring nodig gehad nie. Het nie verduideliking nodig gehad nie. Die eenvoud van een enkele stelling. Hoor wat sê Lukas 24 vers 3 tot vers 6. Ek is in die CSB in Engels vanoggend. Jy's welkom. Gryp jou Bybel, lees hom in jou taal en vertaling. It say they went in, but they did not find the body of the Lord Jesus. And while they were perplexed about this, suddenly 2 men stood by them in dazzling clothes. So the women were terrified and they bowed down to the ground. But why are you looking for the living among the dead? Asked the men. Because he is not here. He is risen. En daai een woord, opgestaan. En daai een enkele stelling, opgestaan, vriende, is waar ons lewe begin. En ek wil vandag saam met jou, in 'n paar minute, wil ek saam met jou kuier oor die implikasies van Jesus se opstanding in jou lewe. Want sien vriende, die waarheid is dat die Paasnaweek het nie geëindig op die Vrydag toe Jesus gekruisig is nie. Die storie het nie daar geëindig nie, die narratief is nie klaar geskryf nie, daar was nog om te kom. Sien, die graf was ook nie heeltemal leeg nie. Sien, Jesus het opgestaan, maar daai graf was nie leeg nie, en ek wil saam met jou vanoggend in Johannes 20 vers 6 tot 7 die volgende lees. Lees saam met my. Then following him, Simon Peter also came, and he entered the tomb, and he saw the linen cloths lying there. The wrapping that had been on his head was not with the rest of the cloths, but it was folded up in a separate place by itself. Ek weet nie of jy hierdie dalk gemis in hierdie storie nie, maar daar's detail gelos vir ons, nie terloops of toevallig nie, maar intentioneel. Dat soos wat Jesus 'n Jood groot geword het hulle hierdie geken. Dat as 'n meester aan tafel gesit het en hy het 'n ete aangegaan. En hy wou verskoon word, hy wou opstaan en wegloop, maar hy wou terugkom, sou hy 'n aanduiding gelos het vir sy dienskneg. Hy sou 'n servet gevat het. En 'n servet netjies opgevou het en langs sy bord gesit het om te wys, ek is nie klaar nie. Ek kom terug. Okay, iemand gaan moet amen sê of kreun of 'n stoel skuif, of jy gaan iets moet gee. Jy gaan vir my iets moet gee vandag.
Vriende, sien jy dat wat Jesus in daai oomblik gedoen het, toe hy uit die dood uit opstaan, los hy nie hierdie graf in 'n wantoestand, hy vlug daar uit en dit is net vatdoeke en linnen wat rond lê nie. Dat toe hy opstaan uit die dood uit, vat hy 'n oomblik en hy haal 'n kopdoek van sy kop af. En hy vou hierdie kopdoek op. En hy weet wat hy in hierdie graf los vir ons is 'n verklaring. It's a statement. I'm not finished. Ek kom weer terug. Dankie. Dankie. The folded cloth is not just a detail. It is a declaration. The Savior didn't escape death. He conquered it. Hy het nie die dood vrygespring en daar uitgevlug en weggehardloop nie, vriende, hy het 'n saak gehad. 'n Oorwinningssaak met die dood. En wat hy vir jou en vir my los in die opstanding storie vir ons, is dat ek en jy gaan vind, hy het iets om vir ons te sê oor wie ons is. En sy belofte aan ons. Nou, ek gaan vandag saam met jou tyd spandeer in Romeine 6 en ek wil jou aanmoedig, sterk aanmoedig om jou Bybel te vat, of op jou foon is en of jy hom nou in 'n hardeband by jou het. En blaai saam met my na Romeine 6 toe, want in hierdie paar verse, vriende, is daar soveel ingesluit vir my en vir jou. En weer eens, ons gaan in die CSB vandag lees. So, kom ons werk gou hierdie stuk skrif deur en dan sal ons deur hom kuier. Paulus skryf hier in Romeine 6 vers 4, Therefore we were buried with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in a newness of life. For if we have been united with him in the likeness of his death, we will certainly also be in the likeness of his resurrection. For we know that our old self was crucified with him, so that the body, ruled by sin, may be rendered powerless, so that we may no longer be enslaved to sin, since a person who has died is freed from sin. En die laaste twee verse, Now if we died with Christ, we believe that we will also live with him. Because we know that Christ, having been raised from the dead, will not die again. Death no longer rules over him. Ek wil eerstens vanoggend net vir jou kom wys dat in die opstanding uit die dood uit kom bewys Jesus wie hy is as God. Wil jy moet hierdie sien, net vinnig weer in vers 4 van Romeine 6. Just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father. Die opstanding oomblik verklaar wie Jesus werklik is. As jy tot op daai punt toe nog skepties was en gewonder het of hierdie man maar net 'n man was, of hy maar net 'n profeet was, maar net 'n leraar was, 'n man van goeie dade was, 'n man van goeie morele standaarde was, het die kruisiging niks bygevoeg tot daai prentjie nie, want hy sou steeds dood gewees het. Maar die feit dat Jesus opstaan uit die dood uit, verklaar dat hy iets gedoen het wat geen mens al ooit kon doen. Jouself uit die dood uit opbring. Daar's geen mens wat dit kan doen nie. Steeds vandag. Is daar 'n dokter in hierdie plek? Het jy al met jou oë gesien hoe iemand sê ek gaan doodgaan, maar moenie worry nie, oor 'n paar minute sien jy my weer. Die dood is finaal. Die dood is finaal. Niemand kan die dood vryspring nie buiten God. Sien wat Jesus daar kom doen met die opvou van daai kopdoek. Dis bietjie tong in die kies, dis bietjie breë skouers, breë bors. Ek het die dood oorwin. Ek is God bo die dood. En hy kom bewys wie hy is. Ek weet nie of jy hierdie gesien het nie, vriende, maar vroeër in Markus verklaar Jesus hierdie self publiek. Voor sy dood, voor sy kruisiging, sê hy dat ek sou ly en ek sou vermoor word, maar ek sal oor 3 dae weer opstaan. What a claim. What a claim. Net in die kruisigingsverhaal van Jesus. Is daar oor die
300 profesieë in die Bybel rondom wat Jesus sou doen teen volle mense en teen volle God. As jy net 8 moes vat van daai honderde profesieë, net 8, die waarskynlikheid dat al 8 daai deur een persoon vervul sou wees, is dieselfde waarskynlikheid as jy die hele Gauteng 'n meter hoog bedek met muntstukke en 'n blinde ou in enige rigting instuur en sê gaan soek een spesifieke muntstuk. Die kans dat hy daai een kry is dieselfde waarskynlikheid van een man wat voldoen aan 8 van 400 profesieë. Jesus kom verklaar aan my en jou dat hy werklik God is. Die opstanding bewys dit vir ons. Ek wil vir jou woorde lees van die bekende Ravi Zacharias. Hy sê die volgende, hy sê Jesus didn't come to make bad people good. He came to make dead people alive. Dit wat hy daar gedoen het in die opstanding, vriende, was formaat. Hy het verduidelik aan ons dit wat ek vir jou gaan doen. God kan nie vir jou doen wat hy nie vir homself gedoen het nie. Sien jy hierdie vriende? Hy sê ek maak jou in my beeld en my gelykenis. En dan kom sê hy, kom vind jou identiteit in my dood, in my sterfenis, maar ook in my opstanding. En dan sê hy nie net ek doen iets namens jou nie of vir jou nie, hy verklaar ek doen iets met jou. Ek gaan jou uit die dood uit opwek. Sien, as dit nie vir hierdie was nie, as dit nie was vir God wat die dood oorwin en uit die dood uit opstaan nie, wat was daar vir ons oor om dan in te glo? Aan wat sou ons vashou? Romeine help ons baie mooi met hierdie. Vers 9, we know that Christ, having been raised from the dead, will not die again. Death no longer rules over him. Daar's net twee spesifieke verse wat ek jou vanoggend net wil van herinner. En dis bekende verse daai, dis amper agter elke badkamer se deur. Saam met geloof, hoop en liefde. Maar die waarheid ingesluit in hierdie vriende is alles. As dit nie vir hierdie was nie, vriende, het ons niks gehad vanoggend om te vier nie. Jesus se belofte, Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel, slag en verwoes, maar ek het gekom dat hulle ewige lewe kan hê, that they may have eternal life. Jesus kan nie daai stelling maak vir my en jou om ewige lewe te hê as hy nog dood lê in 'n graf nie. Dan sou ons een keer 'n jaar as deel van ons verlofbeplanning, sou ons dan maar moes reis na 'n graf toe. Almal van ons daar karavane en tente opslaan. Dat ons net daar by ons redder kan gaan staan by sy graf. Met die wete dat as hy in die dood oorgegee is dit ons almal se voorland. Dat daar geen hoop vir my en jou is nie. Maar die feit dat hy nie in 'n graf lê nie. En die belofte kon maak dat soos wat ek die dood oorwin, beloof ek vir jou ewige lewe. Is die rede kom ek en jy vandag hier sit en vier. Hier sit en celebrate. En dit wat jy voel en beleef in jou binneste is nie 'n mensgemaakte ding nie. Dit is nie 'n program wat ons beplan het nie. Dis iets wat die Heilige Gees in jou hart in hierdie oomblik bewerk. Daai opgewondenheid, daai dankbaarheid. Dis nie 'n mensgemaakte ding nie. Maar ek wil jy na 'n tweede gedeelte toe vat, waar Jesus 'n uitspraak maak in Johannes 3 vers 16. En weer eens die baie bekende skrifgedeelte. For God so loved the world, that in this way he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him would not perish, but have eternal life. Die opstanding verklaar en bewys wie Christus is. Maar dit doen iets aan my en jou. Want die opstanding verander wie ons is. Dit verander wie ons is. Ek wil vir jou die prentjie wys vandag. Dat wat Jesus op die kruis gedoen het aangespreek. Nie net wat jy gedoen het nie, maar wie jy was.
Dis nie net dat ek en jy sondes gedoen het nie. Dis nie net dat ons verkeerde goed in hierdie lewe aangepak het en aangevang het nie. Dis dat ons posisie, ons identiteit was gewortel in sonde. As jy uitgemis het op ons donderdag aand en vrydag paas belewenis, dis aanlyn, gaan kyk dit. Maar die kruis het gegaan om aan te spreek dat die sonde wie ons was, nie net wat ons gedoen het nie, dat dit afgehandel sou word. Dat die prys betaal moes word. Die opstanding het niks te doen met sonde nie. Dis afgehandel. Vir jy moet hierdie sien. As die punt net was vir Jesus om dood te gaan vir jou sonde, dan kon hy maar steeds dood gebly het. Hy het dit klaar afgehandel. Maar die opstanding is iets heeltemal anderste. Hierdie gaan oor om jou te herposisioneer in jou ware identiteit, sodat jy kan wat? Sodat jy nou kan lewe. Hy verander wie jy is. Weer terug na Romeine 6 toe, vers 5, sê hierdie vir ons. For if we have been united with him in the likeness of his death, we will certainly also be in the likeness of his resurrection. Sê wat Jesus kom doen het in daai oomblik. Hy het ons nie net kom insluit in sy aksies nie. Hy het ons nie net ingesluit nie. Met ander woorde, moenie waar in die hulle is saam met my. Jy weet, ek praat nou namens hulle, ek doen nou namens hulle nie. Hy het ons nie net ingesluit nie, hy het ons geherposisioneer, hy het 'n nuwe identiteit vir ons almal bewerk. Dit wat ons nie self kon doen nie. Sien hierdie gebeurtenis is nie net 'n gebeurtenis nie. Die opstanding is nie net 'n oomblik wat ons vier nie. Dis 'n transformerende krag in ons elkeen se lewens. Wat die opstanding vir my en vir jou beteken steeds vandag 2000 jaar later. Steeds vandag, maak nie saak hoeveel jare jy al die Here dien nie, is die opstanding van Jesus 'n aaneenlopende, aanhoudende opstandingskragbewerking in jou lewe. Elke dag. Dis interessant, ek's nou nie 'n ou wat baie diep dink oor sulke goed nie. As ek gewoonlik eksistensiële krisisse beleef, ek aan my vrou vra. Maar daar's 'n paar goed wat in ons daaglikse lewe, 'n paar waarhede kommunikeer oor wie God is en wie ons is. Het jy geweet dat elkeen van ons hier het dieselfde eerste daad gedoen toe ons gebore is? En almal van ons gaan die laaste daad wat ons doen ook deel. Weet jy wat is dit? Awesome. Vir die eerste keer het jy ingeasem toe jy gebore is en as jy die dag sterwe, gaan jy jou asem uitblaas en intussen inhaal jy aanhoudend asem in en uit, in en uit, in en uit. En is simbolies, dis profeties van die lewe wat in jou is, die lewe wat ons gekry het. Wat doen God toe hy die mens skaap? Hy blaas in hom in. My vriende, jy gaan slaap hopelik elke aand. Ek en my vrou bid, ons kind asseblief gaan slaap elke aand. Die Here help jou, gaan slaap net. Maak dit jou oë toe. Maar daai selfde gebed drasties verander wanneer ons voor hom wakker is en ons bid, Here asseblief vir daai kind net opstaan. Elke dag gaan lê jy. En elke dag staan jy op. Dis 'n herinnering van 'n opstandingslewe wat jy voorgeroep is. Dit verander wie jy is. En ons kan die lys maak vandag, vriende, ons is vergewe, ons is vrygespreek van sonde. Maar dit was nie die punt nie. Die punt van die opstanding was dat jy sal sien, jy 'n nuwe identiteit het in Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away and see the new has come. Wanneer jy opstaan in die oggend, daai eerste keer wat jy uit die bed uitklim, dit spreek profeties van die lewe wat jy leef, 'n opstandingslewe. Nie 'n lê in die bed en vergaan en vrot en val uit mekaar uit want jy's dood nie. Jy het nuwe lewe in jou. En elke keer as jy asemhaal, elke keer as jy opstaan, dan is jy herinner van dit.
N.T. Wright, bekende theoloog en skrywer, hy sê die volgende woorde. Hy sê it is the resurrection that is not just something that happened to Jesus. It is something that must happen in us. Die opstanding, vriende. Ons vier nie net dit wat Jesus vir homself gedoen het as God nie, maar dat hy vir ons iets gedoen het. Dat hy met my en jou iets gedoen het. Changes everything. Het verander alles. Maar sien die opstanding gee ook betekenis vir jou lewe vandag. En ek wil 'n paar oomblikke saam met jou net hierby stil staan. Weer terug na Romeine 6 toe. As ons verder in daai skrifgedeelte kyk, vers 6 tot 8 sê that for we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be rendered powerless, so that we may no longer be enslaved to sin, since a person who has died is freed from sin. But now if we died with Christ, we believe that we will also live with him. Sien, 'n opstandingslewe, vriende, is nie net jou kaartjie hemel toe eendag nie. En dit is werklik 'n tragedie dat soveel gelowiges vasgevang word in daai mentaliteit. Dat wat Jesus gedoen het, is 'n eendag prentjie. Dis maar net die kaartjie hemel toe. En wat tussenin gebeur, maak nie saak nie. Nou dis 'n tragedie, vriende, want daar's soveel meer. Daai selfde woorde wat Jesus sê, ek beloof vir jou, life and life in abundance, lewe en dit oorvloedig. Spreek twee goed aan. Dit spreek die kwaliteit van lewe wat jy het, as ook die kwantiteit van lewe. Toe Jesus sê, ek gee vir jou ewige lewe, was dit 'n ewigheidsprentjie. Maar hy sê ook, ek begeer vir jou vandag 'n ander kwaliteit lewe. Dat jy nie sal verval in jou gedagtes. Dat jy minder is as wie jy is nie. Is dit nie tyd vandag om aan te gaan nie. Maar ek wil dit vandag vir jou sê, as jy een ding hoor vandag. God het nie die vermoë om jou sonde te sien nie. Hy kan nie. Wanneer hy na jou kyk, wanneer hy aan jou dink, wanneer hy jou sien, kan hy nie sonde sien nie. Dis 'n belofte wat hy self gemaak het. Al van die Ou Testament af het God gesê, ek sal hulle sondes vergewe en ek sal dit nie meer onthou nie. Daar's 'n ander skrifgedeelte wat sê hy sal ons sonde in die see gaan gooi. Gaan soek jy iets wat in die see is. Sterkte. Wat beteken dit vir ons? Dit is ons wat bewus is van die verlede. Dit is ons wat dit wil doen, dat ons onsself terugsleep na 'n kruis toe. Dat die skuld en die skaamte wat saam met sonde kom en lei na pyn en seer, dat ons onsself terug op 'n kruis wil gaan sit. En deur die hele rigmarole weer wil gaan, deur die hele prentjie weer wil gaan, nadat dit klaar afgehandel is. Jesus het nie gekom om dade en aksies aan te spreek nie. Hy het gekom om jou identiteit aan te spreek. En so hoe leef jy met daai prentjie vandag? Ek is nie 'n sondaar nie. Daar's 'n baie mooi ding wat sê jou identiteit gaan voor jou aktiwiteit. En baie gelowiges skry daai ander kant om. Dat my aktiwiteit bepaal my identiteit. Dat as ek lank genoeg en genoeg hierdie doen, is dit wat ek gaan wees. The are what you eat mentality. Dis 'n leuen. Jesus sê vir jou, ek het eerstens jou identiteit vasgestel. Vanaf dit sal jou aktiwiteit bepaal word. Lewe soos iemand wat 'n opstandingslewe leef. Wees iemand wat verstaan wat hulle posisie in Jesus is. En die res van jou gedrag en die res van jou aksies sal belyn met dit. Want ons lewe nie vir iets nie, ons lewe van iets af. Ek wil afsluit met 'n laaste punt vanoggend. En dit is dat die opstanding roep my en jou om opnuut te lewe. En dis die tema van vandag en ons gaan in 'n oomblik gaan ons mense doop ook wat reageer tot hierdie roeping. Dat in die opstanding, daai simbool van uit die water uitkom, verklaar ons
Die lewe wat ek leef is opnuut. Dis 'n nuwe lewe. Romeine 6 vers 4. As ons teruggaan na Romeine 6 toe. Paulus sê vir ons, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in a newness of life. Sien vriende, die prentjie verander radikaal. Dat die opstanding nie net iets is vir die toekoms eendag wanneer ons wil hemel toe gaan nie, maar dat ons vandag dit erken. Dat soos ek 'n pa is en 'n ma is, soos wat ek 'n broer en 'n suster is, soos wat ek 'n man en 'n vrou in 'n huwelik is, soveel van my roeping, soveel van my lewe wat vasgevang is in daai eerste asem en laaste asem, is diep afhanklik van 'n opstandingslewe. Dat as ek enige van hierdie goed gaan aanpak, as ek gaan probeer om hierdie lewe aan te pak vanuit 'n dooie mens mentaliteit in 'n graf, gaan ek misluk. Gaan ek verval na 'n laer kwaliteit lewe. Wat God vir my begeer, wat Jesus vir jou begeer, is dat jy 'n hoër kwaliteit lewe in jou roeping gaan leef. Jy's geroep tot meer, jy's geroep tot meer. Toe Jesus uit die graf uit opstaan, toe hy daar uitloop, dit was die prentjie wat hy in gedagte gehad het vir jou. Dat jy saam met hom daar uit gaan. Dat jy nie meer jouself terugsleep in 'n grot graf in nie, maar dat jy gaan opstaan saam met hom in 'n nuwe identiteit. 'n Opstandingslewe, vol roeping, vol vervulling, vol ewige beloftes wat jy aan kan vashou. Dis 'n opstandingslewe vir vandag. Die laaste gedagte, the tomb was open so that we could go in. So kom die graf oop was. Jesus kon uit daai graf uitkom sonder om hy graf oop te maak. Hallo, hy's God, hy kan doen wat hy wil. Hy kon uit daai graf uitkom sonder om hy steen weg te rol. Maar hy maak daai graf oop so that we can go in. Sodat ons die stelling kan sien wat hy daar vir ons gelos het. But then he rose so that we could go out. Dat ons daar kan uitloop, vriende. Dat ons vandag hier kan staan. En nie net dankbaar is vir 'n leë graf nie, maar dat ons kan dankbaar wees vir 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat jy voor geroep is. Ek wil afsluit vandag en ek wil jou 'n kans gee. Net om te herdink wat 'n opstandingslewe vir jou beteken. En dalk is jy nog vasgevang in hierdie mentaliteit van ek moet net meer doen, ek moet net beter wees, ek moet net meer probeer. Ek voel ek skiet kort, ek voel ek val heeltyd kort. Ek voel ek misluk in goed soos my huwelik en goed soos my finansies of in verhoudinge. Of ek's vasgevang in 'n werk en ek voel hierdie ding dreineer my en ek mors my lewe. Dat jy vandag tot stilstand sal kom. Dat hierdie oomblik vir jou 'n uitnodiging is om te ontdek. Daar's meer vir jou lewe. Laat toe dat hy die prentjie vir jou inkleer. Laat toe dat hy vir jou wys wat 'n opstandingslewe vir jou vandag behels. En aanvaar dit. Aanvaar dit. Sien vandag die prentjie. Daar is nie meer iets wat oor jou lewe heers nie. Die dood heers nie oor jou nie. Die sonde heers nie oor jou nie. Jy het 'n koning bo jou. 'n Hoëpriester. En hy nooi jou uit, ontdek. Ontdek nuwe lewe. Ontdek opstandingslewe in my. Ons gaan in 'n oomblik doop, vriende, en ons sit die uitnodiging al buite. As jy nog nie gedoop is nie, ons het ekstra handdoeke. Jy gaan dalk 'n bietjie ongemaklik wees en jy gaan dalk nat huis toe ry. Maar ek beloof jou vandag, vriende, as jy hierdie waarheid ontdek, sal jy bereid wees om enige prys te betaal.
Jy sal bereid wees om enige ongemak te verduur vir dit. En ons het ander doopgeleenthede vorentoe in die res van die jaar. Maar as jy vandag hier sit en hierdie roer jou en jy sê ek wil gedoop word, kom vorentoe saam met die ouens wat gedoop gaan word. Maar vir die res van ons gaan reageer in 'n tyd van aanbidding. Waar jy die geleentheid het om weer eens hierdie te verklaar. Ek is nie gemaak. Ek is geroep vir 'n opstandingslewe. So staan saam met my oomblik, soos wat ons gaan aanbid. Dis nie meer ek wat leef nie, dis Christus wat leef deur my. Kom ons aanbid, vriende.